Ja, nee, daar by die kus by die mense maar fiks bly. Vertel ons van die fiksheid byeenkoms. Ja, so Nedbank en Namport wat saamgespan het vir 'n byeenkoms wat hulle noem die Powerhouse Challenge. So Okay. lyk my hulle hou daarvan by die kus sulke gesamentlike byeenkomste waar mense kan inskryf om of fiets te ry of te hardloop. So hulle trek sommer lekker getalle inskrywings daarso. So hulle het so veelvuldige tipe van byeenkomste gehad waar mense dan nou kon inskryf om 5 km te hardloop of 10 km of 21 km. Okay. Dit was een van die opsies. Dan was daar vir 'n byeenkoms vir padfietsryers wat kon skryf vir 32 km of 70 km. So dan so tussen Walvisbaai, ek dink op Walvisbaai begin en dan Swakop toe en terug as jy wat ook al. En dan ook grondpadfietsry was ook 'n opsie vir 35 km afstand of 70 km. So hulle dan altesaame 119 fietsryers gehad wat daar ingeskryf het. En 630 mense wat vir die hardloop items ingeskryf het. So onder andere vir die 5 km hardloop was dit 292 mense. En dan vir die 10 km so 247 inskrywings wat hulle gekry het, so dit het nogal. Dis gewild, die fiksheid daar by die kus. Ja. Is die wat hulle so mooi lyk. Ja, so soos daar ook gesien het, so op die prysuitdeling, ook van die bekende fietsryers in die plaaslike geleedere, Denzel de Koe, wat daar so dan die padresies gewen het by die mans, die 70 km, en Louise Breed by die vroue, een van die hardlopers wat daar gewen het, ook by die marathon, Matthias Simon, op die 21 km hardloop, hy is ook 'n bekende figuur met 'n bietjie ambisie om Namibia te verteenwoordig, dalk 'n bietjie later as daar 'n kans is vir hom om gekies te word en so. En dan was daar ook by die bergfietsryers was dit Joris Harteveld wat daar in beeld is, en dan Anna Mart Kreer, sy is ook daar van die kus af. Sy het die 70 km bergfietsresies gewen. Sjoe.